Goeiedag. Welkom saam om te kuier oor die tema dankbaarheid. Dis 'n groot tema. En om dit te doen, begin ons sommer by die heel begin van die Bybel. Ons lees uit Genesis uit. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. En God het die lig dag genoem. En die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Kom uit Genesis 1 uit. Ek is versot op dagbreek. 'n Mens kry mos dagmense en nagmense. Daar's 3 maniere hoe ek hierdie liefde vir die dagbreek uitleef. Synde 'n drawer, trek ek graag my drafskoene aan voor eerste lig en dan sit ek my hond se harnas aan as ek sy opgewondenheid kan beteel en val in die pad. Ek berei nie meer voor vir wedlope nie, so dis pure genot om die stil strate, die tuine, die oggendlig en 'n bietjie voëlgesang te geniet. 'n Verdere manier is om my bergfiets so 'n bietjie na te gaan, banddruk, olie vir die ketting, en soms is die briesie 'n bietjie vars, dan moet jy trap om hitte op te bou. Omdat die paaie so stil is, kan jy lekker laag lê in die draaie en niemand gaan dink dis 'n mal ou toppie wat snaaks maak nie, want hulle sien jou nie. Die lekkerste van alles is om in my getroue Nimrod, dis my voertuig se naam, by ons het al die voertuie name, die oop pad te vat en baie kilos af te lê, veral om te luister na lekker musiek. Dan klop die danksegging sommer kliphard deur my gemoed en lewe. Dis nou waaroor ek vandag met jou gedagtes wil deel. Dit voel vir my asof dankbaarheid sommer van self opborrel as jy klaar lekker musiek het om na te luister. En terwyl ons nou oor die oggend praat, ek is seker jy ken die lied wat Cat Stevens bekend gemaak het. Morning has broken. Lê 'n klokkie nie. Ek hoor sommer klaar 'n paar mense wat saam neurie. Dit is ook baie verkwikkend om te hoor, hierdie lied is reeds geskryf in 1931 deur 'n Engelse skrywer, Eleanor Farjeon, terwyl sy as 'n doodgewone Anglikaanse Christen in Sussex in Engeland gewoon het. Die lied is dan ook oorspronklik reeds in dieselfde jaar, 1931, opgeneem in die Anglikaanse kerk se sangbundel, Songs of Praise. As jy nou verder die lied se inhoud bekyk, dan kan jy die digterlike trant waardeer. Die lied mymer oor die varsheid van 'n nuwe oggend. Dit speel ligweg met die skepingsgebeure. The first morning, the first bird, the first dewfall, alles met die spel van sonlig, môre dou en voëlgesang. Maar hier is 'n baie interessante term wat 'n mens laat wonder. Dit kom neer op die persoonlike toe-eiening van die oggendsonlig. Mine is the sunlight, mine is the morning. Die vreugde van die nuwe dag. Dis asof dit die eerste skepingsdag is vir jou. Born of the one light, Eden saw play. Een verklaring wat ek raak geloop het, verduidelik dat dit gaan oor die feit dat God se wonderlike sonlig die eerste keer in die tuin van Eden gespeel het. En wanneer ons na die lied luister of dit sing, dan beleef ons hierdie herskepping van God op 'n pragtige nuwe oggend. 'n Lekker nee. Ek het 'n opname van die lied raak geloop wat gedoen is in die Salisbury Cathedral. Presies met die melodie soos dit nou vandag bekend is. Hoendervleis mooi. Toe herken ek sommer die Vader se glimlag daarin. Terug by ons en die lied wat jou aanmoedig om met die nuwe dag dankbaar vir jouself te eien. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light. Eden saw play, praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Ek hou van die speelse toon van die melodie. Die walsmaat laat ook jou voete juk. Dankbaarheid is loshande oorvloedig en teenwoordig. Maar terug by Cat Stevens, of soos hy nou ook bekend staan as Yusuf Ismail. As jy sy lewe bestudeer, dan kom jy agter dat hy hier van die middel 60s af groot suksesse beleef het. Die vinnige tempo van die besige vermaaklikheidsomgewing vang hom en hy word baie siek aan tuberkulose. Eers tree hy heeltemal uit alle openbare optrede uit en vat die lewe teen 'n laer tempo. Met tyd op hande begin hy dieper kyk na die lewe en begin ondersoek instel na spiritualiteit. Gedurende hierdie soektog van hom tref 'n tweede insident hom. Hy swem in die see naby Malibu en word meegesleer deur 'n golf. Paniekerig begin hy bid om uitkoms en beloof om sy lewe toe te wy aan God as sy lewe gespaar bly. Hy bereik die strand in lewende lywe en hou by sy belofte. Sy soektog egter laat hom tuiskom in Islam. Vandaar die naamsverandering. Hy skaal af van musiek, hy wy hom toe aan sy gesin en liefdadigheid. Nie vir ons om te oordeel nie, glad nie.
Maar ek kan nie help nie om te wonder oor iets nie. Sê nou maar, 'n baie toegewyde Christen kon hom gedurende hierdie dubbele krisis bystaan, sodat die getuienis van ons geloof en dankbaarheid hom kon begelei. Ek sê weer, ek maak nie uitsprake hieroor nie en ek tref geen oordeel nie, maar ek vermaan net myself om mense wat my pad kruis met vriendelike dankbaarheid te beheer. So die vraag waarmee ons moet afsluit vandag is, beleef mense rondom ons hierdie dankbaarheid teenoor ons Vader vir elke nuwe môre wat met soveel moeite gedoen het om ons waarlik vry en dankbaar te laat lewe. Kan jy dit doen? Ek is seker van jy kan. En daarom moet jy hierdie dag ten volle benut in die vreugde van die Here en hom aanbid en sy naam aanroep en hom eer in alles wat jy doen. Kom ons gaan na sy troon toe en ons sê dit vir hom. Hemelse Here, baie dankie dat ons elke nuwe dag hierdie vreugde kan belewe van 'n nuwe skepping. Dat ons saam met die sonlig wat speel, as dit ware kan sien hoe die eerste dag weer breek, ook vir ons 'n eerste dag is. 'n Dag met nuwe geleenthede, met nuwe teenwoordigheid van die hemelse Vader se liefde deur sy Gees in ons lewe. Maak ons dan ligvakkels, Here, wat elke nuwe dag brand, sodat mense u liefde en u genade in ons kan sien. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.